Goeiemôre geliefde, welkom saam met my op hierdie nat woensdagoggend. Ons is vanmôre by die tweede gebod. En waaroor handel dit regtig? Dit handel daaroor dat jy nie vir jou 'n beeld mag maak en daarvoor neerbuig en dit aanbid nie. En dan wil ons nou almal vir die Here vanmôre sê, Here, gelukkig is ek nie hieraan skuldig nie. U weet dat ek dit nie doen nie. Ongelukkig, geliefde, is dit nie so eenvoudig nie. Kom ons lees wat sê Salomo. Moenie wys wees in jou eie oë nie. Jy moet ontzag hê vir die Here. Bly weg van die kwaad. Jy sien, die tweede gebod verbied my en jou eerder dat ons God aanbid soos ons wil en soos ons dit verkies. Dit gaan nie hier oor vreemde afgode nie, maar dit gaan hier oor vreemde maniere om God self te aanbid. God laat hom nie soos 'n nietige afgod in 'n beeltjie vasvang nie. En hier is die kruks, geliefde. Ek en jy dien hom of met ons totale oorgawe van ons hele bestaan as die koning van die hemel en die aarde, wat hy is, of glad nie. En die groot vraag waaroor dit hier in die tweede gebod gaan, is tot watter mate buig ek en jy onvoorwaardelik voor die gesag van die Here. Rig ons lewe presies soos hy dit vra, of volg ons maar ons eie kop en dan bid ons hom soos ons goed dink. Aanvaar ons hom regtig as Here? Want sien, dis die enigste manier waarop 'n mens werklik sy disipel kan wees. Jy dien hom soos hy vra, of glad nie. Anders aanbid jy 'n afgod. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord.
Here, in ons eie oë oortree ons verseker nie die tweede gebod nie. En ons maak en aanbid nie beelde nie. Maar vanmôre besef ons behalwe wanneer ons U op ons eie terme en voorwaardes wil aanbid. En ons besef nou dat ons skuldig is ook aan hierdie tweede gebod. Vergewe ons asseblief. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike week beleef as ons ook in hierdie heilige week gereed maak vir Paasnaweek.